Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die woord vir oggend is uit Markus 1 vers 12 en dadelik het die Gees Jesus uitgedryf in die woestyn. Wanneer was net hierdie dadelik? Wat het voor dit gebeur? Net na die Heilige Gees soos 'n duif sag op Jesus kom sit het en die hemel bo sy kop oop was, waar God verklaar het dat dit sy geliefde seun is in wie hy welbehaag het. So, as jy weer op 'n plek is, waar jy die een oomblik seker is van die beste, en die volgende oomblik woestyn beleef, Jesus weet hoe dit is, waar jy een oomblik sweef, en asof van, jy weet nie van waar nie, tref 'n klip jou, en jy lê op die grond. Ek het vanoggend, buite die huis, die mooiste duif gesien lê. En net voor dit was daar 'n slag teen die ruit. Hierdie duif het nie gesien dat dit 'n ruit is wat in sy pad is nie. Hy kon nie sien dit is 'n balkonvenster nie. Die een oomblik het hy gevlieg, die volgende oomblik het hy hierdie ruit getref. En dit is baie keer wat in ons lewens gebeur. Ons sweef daar die een oomblik hoog, en van jy weet nie waar af nie. Die volgende oomblik lê jy op die grond. Die verskil is, jy hoor hierdie boodskap, en jy leef nog, om te kan hoor wat die antwoord op hierdie boodskap is. Dit is hoe ons dink. Maar nee, hy het jou die versekering eers gegee, uit 'n oop hemel uit, dat hy jou lief het, en daardie boodskap kan jy saam met jou vat in moeilike tye. Lukas 4 vers 1 sê, Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en hy is deur die Gees in die woestyn gelei. Hoe op aarde, kan ons dalk vra? Soos met Jesus, moet jy nie hierdie woorde mislees nie. Hy was vol van die Heilige Gees, van die Jordaan af gelei, deur die Gees van God, die woestyn in. Dalk word jy gelei, dat jy kan word hulp vir die hulpelose, want jy verstaan woestyntye. Jy is net waardevol vir die woestyn, omdat hy waarde oor jou verklaar het. Maar in die woestyn kom die honger, kom die toetse, en die vyand sal na jou toe kom, want dit is wat hy eerste uit jou wil uitvat. God se woord, as jy moeg en oorlaai is, as jy honger is na regverdigheid, dat jy Jesus se woorde kan onthou, dat jy leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. En nee, jy hoef nie te spring om te bewys jy glo dat God se engele jou sal vang nie. Want dit is nie jy wat die bevel aan die engele gee nie. Dit is jou Vader. En nee, jy hoef nie koninkryke te hê nie, voor die vyand te buig nie. Want as jy eers die koninkryk van God soek, sy geregtigheid, sal die res jou bygevoeg word. Want nie aan jou nie, maar aan die Here behoort die koninkryk, die mag, die heerlikheid tot in ewigheid. Hebreërs 12 vers 1 vertel ons van woestyntye. Nou lyk elke tigtiging op die oomblik nie asof dit 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Maar later sal dit egter 'n vreugdevolle, vredevolle vrug van geregtigheid gee vir die wat daardeur geoefen is. Woestyntyd, die versekerde tyd. Jy is 'n kind van God, wie hy liefhet.
Die hemel was geopen oor jou, en oor jou het hy gesê, jy is sy geliefde seun. En dit moet jy weet, tye van uit die Jordaan uit opstaan, uit daardie water uit, waar die Here oor jou verklaar het wie jy is, gaan tye wees, wat jy tree vir tree, gaan stap in 'n woestyn, in daardie wete, wie Christus Jesus in jou is. Hy is daardie geliefde seun. En as God na jou kyk, dan kyk hy na jou, deur die bloed van sy geliefde seun, en sien hy in jou, daardie persoon, wat hy weet, die woestyntyd, sy boodskap sal dra, alles sal vergaan, sy woord sal altyd bly staan, en dat jy met daardie woorde, in die woestyn, vir alles wat van agteraf kom, vir jou kan sê, vir dit kan sê, gee pad agter my, dat jy weet, die hemel het vir jou oopgegaan, jy het binnekant in jou, God se geliefde seun. Jy is waardevol, want hy is in jou. Jesus, baie dankie dat ons vanoggend u bloed tot in ons kan neem. Elke woord van u Here, dat ons dit ons eie kan maak. Jesus, dankie vir u liggaam, wat vir ons gebreek is. Here, sodat deur u wonde, daar vir ons genesing kom. Amen.